kan vergader, en ons besef, Here, daar is lande wat vervolg word, net as hulle by mekaar uitkom, in U naam. Dit is 'n voorreg, om in U naam te kan vergader. Dit is 'n voorreg om hier te kan sit, en die woord, in die publiek gehoor, gepreek word. Dankie vir die woord. My gebed is dat die woord so kragtig in ons harte sal inblaas vanoggend. En ons sal kom optel, en ons sal kom leer, en ons sal kom lei. En dat dit wat gepreek word, Vader, deur die Gees lewendig gemaak sal word. Sodat ons dit sal gaan toepas. Sodat ons dit kan glo. Sodat ons dit sal aangryp. Ek bid, Vader, laat U vir Louis sal seën. Die preek sal seën. En ons harte sal voorberei. In Jesus naam. Amen. Dankie vriende, julle kan Soos wat ons hier staan, kom ons raak net rustig voor die Here, ons sluit ons oë. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Amen. En daarom, geliefdes, genade en vrede vir julle van God wat ons Vader is en van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dankie, geliefdes. U kan maar sit. Voordat ek vir ons uit die skrif uit lees, gaan my ook 'n geleentheid om net vir ons voor te gaan in gebed en die Here se seën te vra op sy woord vanoggend. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader en God, Here, ons loof U en ons dank U, Here, vir U goedheid. Here, dankie dat ons nie net vanoggend kon sing nie, maar dat ons dit werklik kan weet, omdat U vir ons U goedheid gewys het, deur U seun vir ons te stuur, om vir ons aan die kruis te sterwe, en uit die graf uit op te staan, om ons sondes te vergewe, en om ons vir ewig U kinders te maak. Here, ons weet al U goedheid vloei uit dit wat U vir ons gedoen het, daar op Golgotha. Here, help ons om dit opnuut vanoggend te besef. En Here, laat die volle implikasies daarvan 'n impak op ons lewens sal hê. Here, ek kom bid, breek vir ons vanoggend die woord oop. En werk in ons lewens deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, is my 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer hierso by julle te mag wees na 'n lang tyd. Is altyd baie lekker om hier te kom en ou bekende gesigte te sien en net bietjie saam te kan kuier. Dis vir my baie lekker en ek is opgewonde oor die woord vanoggend. Vanoggend lees ons uit Romeine 6 verse 1 tot 14. Jy is meer as welkom om saam met my te volg. Ek dink Sean het gesê, is reg, julle agter sal my help met die skyfies. So dit sal wonderlik wees. So kom ons lees saam dan uit die woord van die Here vanoggend. Wat moet ons nou hiervan sê?
Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons, wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as 'n werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Dink gou vir 'n oomblik saam met my. Wat beteken dit dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis? As iemand nou vanoggend vir jou sou vra, sê vir my, wat beteken dit dat Jesus gesterf het aan die kruis? Hoe sal jy op daardie vraag antwoord? Jy sien die rede hoekom ek hierdie vraag vra, is omdat baie gelowiges gewoonlik antwoord op hierdie vraag met dat Jesus gesterf het aan die kruis om ons sondes te vergewe. Dit is hoekom hy gesterf het aan die kruis. Wat natuurlik die waarheid is. Dit is waar dat Jesus ons volkome vergewe het vir al ons sondes deur aan die kruis te sterf. Ook nog die sondes wat ek en u gaan doen. Maar wanneer ons daar ophou, dan kan ons so maklik in 'n patroon verval waar sonde deel bly van ons lewe, omdat ons weet dat Jesus mos ons sondes vergewe het. Dominee Johan het die ander aand in die Veritas klas so 'n mooi illustrasie gebruik om so iets van dit te probeer beskryf. Hy het gesê baie keer is ons soos 'n mechanic wat heeldag met karre
en onderkarre werk en dan teen die aand daardie vuil overall vol olie vir ons vrou gee. Dit is nou natuurlik man, vrou. Dit vir ons vrou gee. En dan was hy dit vir ons en doen baie moeite om al die oliekolle uit die overall te kry. En dan die volgende oggend, dan trek ons daardie overall weer aan, sodat ons weer onder die karre en met die karre kan werk. En dan teen die aand moet sy natuurlik weer die overall vir ons was. En so gebeur dit in ons geestelike lewe. Ons leef ons dag, ons sondig teen die Here, maar wanneer die aand kom, dan kan ons darm op ons knieë kom en ons bely daardie sonde. En dan die volgende dag, dan herhaal ons weer daardie patroon. So maklik, geliefdes, maak ons vrede met die sonde in ons lewe. Ek vind mense, ek vind gelowiges sê, dit is maar net wie ek is. Ek kan nie help dat ek 'n mens is met 'n kort humeur nie. Ek kan nie help dat ek maar net ongeduldig is nie. Ek kan nie help dat ek soms 'n grap vertel wat ek eintlik nie veronderstel is om te vertel nie. Dit is maar net hoe ek groot geword het, of dat ek miskien 'n bietjie te veel drink nie. Dit is maar net deel van wie ek is. Iets van daardie selfde manier van dink het onder sommige van die gelowiges in Rome ontstaan. Paulus het pas vir die gelowiges in Romeine 5 uitgelê hoe groot en omvangryk die genade van God teenoor die mens is. In Romeine 5:20 het Paulus geskrywe, die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Paulus skrywe in die verse dat die wet van Moses nie mense in 'n regte verhouding met God kon bring nie, want hulle was nie in staat om die wet van Moses te gehoorsaam nie. Wat die wet egter gedoen het, is dat dit gewys het hoe sondig die mens regtig is. Dit het hulle oortredings aan die lig gebring, en hoe duideliker die mens, hoe duideliker ons sonde geword het, hoe groter het dit God se genade laat deurskyn. Hoe duideliker het dit geword wat die prys was, wat God gewillig was om te betaal deur sy seun aan die kruis te laat sterf vir ons sondes. Nou, party gelowiges in Rome het uit Paulus se argument afgelei dat omdat ons sonde God se genade laat toeneem het, laat meer en meer duidelik laat word het, dat die sonde eintlik nie so 'n slegte ding is nie. Want dit wys net hoe groot God se genade eintlik is. Paulus sê, dit kan beslis nie wees nie. As dit jou gevolgtrekking is in die lig van God se genade, dan verstaan jy nog nie God se genade nie. Dan weet jy nog nie wat dit beteken dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het en uit die graf uit opgewek was nie. So om dit reg te stel, skrywe Paulus vir ons 3 goed in hierdie gedeelte. Die eerste ding wat hy skrywe is, ons moet reg dink. En ons moet spesifiek reg dink oor die evangelie.
Ons moet weet wat gebeur het met Jesus se kruisiging en opstanding, en ons moet weet wat met ons gebeur het toe ons vertroue in Jesus geplaas het. Baie interessant, Paulus herhaal hierdie woord weet 3 maal in verse 1 tot 11. Vers 3 sê hy, weet julle nie? Vers 6, ons weet tog. Vers 9, ons weet dat. Paulus sê vir die gelowiges, julle is veronderstel om hierdie dinge te weet. Sien, om reg te lewe as 'n gelowige, as 'n kind van die Here, is dit so belangrik, dat ons moet weet wat die Bybel sê, en dat ons moet weet wat die evangelie is. Want Paulus skrywe, die kruis en die opstanding van Jesus is nie net iets wat met Jesus gebeur het nie, maar dit is in 'n sekere sin ook wat met ons gebeur het. Die kruis en die opstanding is nie net dit wat met Jesus gebeur het nie. Dit is iets wat met ons gebeur het. Paulus sê aan die een kant dat gelowiges deur hulle vertroue in Jesus een geword het met Jesus se sterwe. Paulus sê in vers 4, ons is in Jesus se dood gedoop. Hy sê in vers 6, dat die ou sondige mens wat ons was, saam met Jesus Christus gekruisig is. In vers 8, ons het saam Christus gesterwe. Wat beteken dit? Paulus sê, dit beteken dat ons nie langer onder die mag van die sonde staan nie. Hy stel dit mooi in vers 6, waar hy sê, ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Jy sien, sonde is nie net iets wat ons doen nie. Die Bybel sê nie, ons is sondaars omdat ons sonde doen nie. Die Bybel sê, ons is sondaars en daarom doen ons sonde. Ons is gebore met Adam se sondige natuur, sê Paulus vir ons in Romeine 5. Dit beteken dat sonder Jesus is dit waar, wat party mense sê, hulle kan dit nie help om sonde te doen nie. Dat dit maar net is wie hulle is nie. Sonder Jesus is daardie stelling heeltemal korrek. Paulus beskryf dit baie akkuraat in Efesiërs 2, waar hy sê, ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen, net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Ons kon dit nie help nie. Dit is ons lewe gewees voor wedergeboorte. Dit kan egter nie waar wees van ons, nadat ons 'n kind van God geword het nie. Want daardie ou self wat ons was, wat geleef het as 'n slaaf van die sonde, het saam met Jesus gesterwe. Dit beteken toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy jou nie net vrygemaak van die straf wat die sonde gebring het nie. Hy het nie net gemaak dat God jou sondes vergewe nie, maar hy het ook gemaak dat jy vrykom van die mag wat die sonde oor jou lewe gehad het. Paulus sê later in Romeine 6 dat ons so slawe was, wat deur God vrygemaak is. Vrygemaak van daai mag, vrygemaak van daardie houvas, wat die sonde op jou lewe gehad het. Weet jy geliefde, jy moet besef, ons moet besef, ek moet myself hieraan herinner. Daar het iets radikaal met ons gebeur. Daar het iets radikaal verander, toe ons 'n kind van God geword het.
Maar dis nie al wat met ons gebeur het nie en wat ons moet van weet nie, want Paulus skrywe verder in Romeine 6:4, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die doodheid opgewek is, so kan ons ook 'n nuwe lewe lei. So ons is nie net verenig in die sterwe van Jesus nie, maar ons is ook verenig in sy opstanding. Dis een van die dinge wat die opstanding so wonderlik maak. Want dit sê vir ons dat Jesus deur die krag van God oorwin het oor die sonde. En omdat Jesus oorwin het oor die sonde, kan ons ook oorwin oor die sonde deur die krag van God en kan ons werklik leef as nuwe mense. Jy sien, die Christelike lewe gaan nie daaroor om baie hard te probeer om soos 'n goeie mens te leef nie. Om al die regte goedjies te doen, sodat mense kan sê, "Wow, jy is darm maar 'n baie oulike Christen nie." Dit is amper soos wanneer jy nou 'n renovation job doen op 'n ou huis. Weet nie asof daar van nie is wat dit al gedoen het nie, want it's eintlik amazing, jy kan 'n klomp goedjies regmaak en mooi maak in 'n ou huis. En dit sou genuine nice lyk. Die enigste ding is, die ou struktuur bly staan. Die ou fondasie bly staan. Dan kan ek vir u sê, dit is nie waarvoor Jesus gekom het nie. Hy het nie gekom om 'n renovation job op ons lewens te doen, sodat ons beter mense sal wees. Hy het gekom om 'n complete demo op ons ou lewe uit te voer. Om die ou lewe heeltemal plat te slaan, sodat hy vir ons 'n totale nuwe lewe kan gee in die plek van die ou een. Die ou huis is plat geslaan. Daar's 'n nuwe huis in die plek van die oue gebou, 'n huis waarin God self woon deur sy Heilige Gees. Dit is jou werklikheid as 'n kind van God. Daarom kan ek en jy nie sê, ek doen sonde, omdat dit is wie ek is nie. Kom ek sê vir u, ek ontken nie dat ons nog sonde doen nie. Dit sou self eintlik 'n sonde wees, want Johannes sê in 1 Johannes, dat as enige iemand sê dat hulle sonder sonde is hulle leenaars. Gelowiges doen wel sonde, maar is nie omdat hulle dit nie kan help nie. Hulle doen dit omdat hulle ongehoorsaam is aan die Heilige Gees wat in hulle leef. En omdat hulle optree, nie uit wie hulle nou is nie, maar omdat hulle optree uit wie hulle eens was. Daarom doen ons nog soms sonde. En daarom is dit belangrik om jouself te sien, soos wat God jou gemaak het, om te wees in Jesus. Dit bring ons by die tweede ding wat Paulus vir die gelowiges sê in vers 11. Hy sê, julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Die woordjie onthou is baie belangrik. 2020 vertaling gebruik die woord beskou. Beskou julle self dan so. Dood vir die sonde en lewend vir God. Die nuwe lewende vertaling stel dit so, julle moet dus ook verseker weet dat julle vir die sonde dood is en nou vir God lewe. Onthou, beskou, verseker weet, wil kommunikeer. Ons moet onsself sien en oor onsself dink
soos wat ons in Christus is. As iemand wat saam met hom gesterwe het en nou saam met hom 'n nuwe lewe gekry het. Hoekom is dit belangrik? Kom ek sê vir u, dit is belangrik, want ons is geneig om na onsself te kyk, en ons sonde raak te sien, en dan af te lei, wel, ek doen dit, so dit is wat my lewe bepaal. In steede daarvan, om onsself te sien, soos wat ons nou is, as 'n gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het. Kan ek vir u sê, hoe 'n mens oor jouself dink, en hoe jy oor jouself praat, het 'n groot impak op jou lewe. Want as jy jouself bloot gaan sien en oor jouself praat as 'n arme sondaar wat nooit die regte ding kan doen of sê of nooit kan vrykom van dit wat jou hinder nie, dan kan ek jou verseker dat dit die rigting is waarin jy gaan leef. Jy gaan nooit die sonde in jou lewe oorwin. As jy so oor jouself praat en dink nie. Onthou jy is wedergebore. En omdat jy wedergebore is, het jy 'n nuwe naam gekry. 'n Babietjie wat gebore word, kry mos 'n naam. Jy het 'n nuwe naam gekry. Daardie naam is kind van God. Weet jy, as vir my 'n pragtige illustrasie van hoe 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit 'n mens se hele lewe kan verander. In die musikaal The Man of La Mancha is daar 'n middeleeuse perderuiter en digter wat 'n vrou van die straat af ontmoet, 'n prostituut. Almal wat sy ken, weet wie sy is. En hulle valideer haar leefstyl. Behalwe die man, hierdie perderuiter, want hy sien iets anderste in haar. Iets mooi, iets lieflik, en hy gee vir haar 'n nuwe naam, Dulcinea. In die begin ontken sy die naam wat hy aan haar gee. Sy vind dit moeilik dat enige iemand iets anders in haar lewe kan sien as dit wat sy doen. Maar dit sit hom nie af nie. Hy bly aan haar onvoorwaardelike liefde te bewys en stadig maar seker begin sy te glo, sy is mooi, sy is lieflik en haar optrede begin te verander tot die verbasing van almal anders in haar lewe. Later, hartseer, begin sy weer terugkeer na haar ou beskouing van haarself. En is toe dat die perderuiter haar roep vir nog een laaste keer na sy sterfbed toe, en hy sing vir haar daar 'n lied, The Impossible Dream. En hy kyk haar in die oë, en hy sê vir haar, moet nooit vergeet, jy is Dulcinea nie. Moet nooit vergeet wie jy is nie. Jy is 'n kind van God. Jou ou lewe het saam met Jesus aan die kruis gesterf. Jy het 'n nuwe lewe ontvang. Dit is jou identiteit. Daarom hoef jy nie langer jou ore uit te leen vir skindernuus nie. Daarom hoef jy nie jou meer te verloor nie. Want dit is nie wie jy is nie. Dit is nie deel van jou nuwe identiteit nie. En dit bring ons by die derde punt wat Paulus maak, en dit is dat ons dan ook moet reg leef. Eers die regte ding moet weet wat die evangelie is, die waarheid. Ons moet onsself tweedens sien in die lig daarvan. Maar dan moet ons deurvolg.
En ons moet begin reg leef. Ons moet leef in die lig van wie ons is, as gevolg van die kruis en die opstanding van Jesus. Dit beteken aan die een kant, ons moet klaarmaak met die sonde in ons lewens. Paulus sê dit in vers 12, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Onthou, jy is vrygemaak van die mag wat die sonde oor jou lewe gehad het. 'n Slaaf wat vrygemaak is onder geen verpligting om meer vir sy ou meester te luister of hom te gehoorsaam nie. Want hy's vry. Hoekom sal hy nog vir sy ou baas luister? Paulus sê, moenie onder daardie ou juk lewe nie. Moenie toelaat dat die sonde weer baas raak in jou lewe nie. Moenie vrede maak met die sonde nie, maak oorlog teen die sonde in jou lewe. Raak ontslae daarvan. Trek die ou sondige klere wat jy aangehad het toe jy slaaf was uit. Hou op met daai sondige gewoonte. Maar moenie daar ophou nie. Paulus sê, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig, om te doen wat God wil. Paulus sê, gee julle self volledig oor aan God. Sien, Jesus het nie ons bevry uit die mag van sonde, sodat ons nou kan leef soos ons wil nie. Sodat ons slawe aan onsself kan word nie. Want dit is maar net nog 'n dekmantel vir slawerny aan sonde. God het ons bevry, sodat ons lewens vir hom kan leef, in totaliteit. Paulus sê, daarom stel elke deel van julle liggame in diens van God. Jou mond, om ander op te bou deur jou woorde. Jou ore, om te luister na mense in hulle nood. Jou hande, om ander te help. Jou oë, om potensiaal en ander raak te sien. Jou voete, om daar te gaan waar die Here wil hê jy moet gaan. Jou verstand, om sy woord beter te verstaan en te ken. Jou hele lewe. Jou hele liggaam. Dit is hoe mense leef wat die opstandingskrag van Jesus in hulle lewe ervaar het. Maar dit besef is iets wat jy moet doen. Dit gebeur nie van self nie. Dit gebeur soos wat jy aan die Heilige Gees gehoorsaam is in jou lewe. Dit gebeur soos wat jy sê, ja Here, hier is ek. Gebruik my soos U wil. Ek is bereid om te doen wat U van my vra. Klein of groot. Ek is bereid om die lewe, die gawes, die geleenthede wat U aan my gegee het as 'n geskenk te gebruik om U naam te verheerlik. U sien, ons leef nie in 'n vakuum nie. In ander woorde, ons gaan ons lewe volmaak met iets. Ons gaan ons lewe volmaak met iets. Die beste manier om seker te maak dat ons ons lewe volmaak met dit wat nie sonde is nie, is om dit vol te maak met God. Is om die Here te dien. Toe ek sluit af, geliefdes, Paulus begin die gedeelte deur die vraag te vra, moet ons aanhou sonde doen sodat genade kan toeneem? Baie interessant hoe hy die gedeelte afsluit in vers 14. Hy sê,
Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Daarmee sê hy, God se genade is nie iets wat ons toestemming gee om te leef soos wat ons wil nie. God se genade is iets wat ons in staat stel om te leef soos hy wil, soos sy kind. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader en God, ek wil vanoggend U opnuut net dankie sê vir U groot genade. Here, dat deur die genade is ons verlos. Is ons vrygemaak van die straf wat ons deur ons sonde verdien het. Maar dat ook deur die genade ons nie net verlos is van die straf nie, maar ook van die mag wat die sonde oor ons lewens gehad het, en dat ons daarom werklik vry is as kinders van U, ons nie meer slawe nie. Here, help ons om egter ook onsself so te sien en om so te leef, Here. Help ons om elke dag te onthou wie ons is as gevolg van wat U vir ons gedoen het. En Here, dat ons nie terugkeer na daai ou slawe juk van sonde nie, maar dat ons vryheid sal gebruik om ons volledig tot U beskikking te stel, sodat U doel in ons lewens en ook in hierdie gemeente kan bereik tot die verheerliking van U groote naam. Amen. Dankie.